Goeiedag en welkom by Teologie en Profesie. Hierdie is episode 7 van die reeks Die Groot Noord-Suid Stryd en is getiteld Knegskap, Verbondskap en Gesag. In die vorige episode het ons vasgestel dat verdraaiing van waarheid, veral profetiese waarheid, beide in die skrif verwag en teen gewaarsku word. Dit bring ons by 'n meer fundamentele vraag. Deur wie kies God om die waarheid te kommunikeer? Die skrif gee deurlopend dieselfde en presiese antwoord. God maak bekend deur sy diensknegte. Ek wil dit duidelik stel. Jy kan nie in verbond met God wees sonder om sy diensknegt te wees nie. In Bybelse terme is verbond nie net geloof, toewyding of wese nie. Verbond is 'n verhoudingsraamwerk wat die volgende bepaal: autoriteit, plig en verteenwoordiging. Jy is 'n verteenwoordiger van God. Om in verbondenheid met God saam te staan, is om in 'n posisie van diens aan hom te staan. Hierdie twee begrippe, verbond en diensbaarheid, is nie afsonderlike kategorieë nie. Hulle is funksioneel een. Dit is van kritieke belang om duidelikheid te hê hoe knegskap bepaal word. Die mens is nie 'n diensknegt van God omdat 'n persoon beweer of selfs verklaar dat hy een is nie, of omdat ander hulle herken as sodanig nie, of omdat 'n persoon aan 'n sekere godsdienstige instelling behoort nie. Nee, 'n mens is slegs 'n dienaar van God as God hulle as sodanig erken. Diensbaarheid word nie vanuit 'n menslike perspektief beoordeel nie. Dit word vanuit God se oog beoordeel. Hierdie onderskeid beskerm ons teen verwarring tussen opregtheid en regmatigheid. Die skrif is duidelik daaroor. God tree nie sonder rede op nie en hy werk ook nie in geheimsinnigheid nie. Hy doen dit ook nie sonder 'n doel nie. Hy openbaar sy voornemens deur middel van geselekteerde kanale. Die profetiese patroon wys ons dat 1. God openbaar, 2. sy diensknegte ontvang en 3. die boodskap is oorgedra. Dit beteken nie dat elke diensknegt 'n profeet is nie en ook nie dat elke gelowige direkte openbaring ontvang nie. Dit beteken slegs dat God aangewese diensknegte, dikwels profete, as geseghebende boodskappers gebruik. Dit is wat die woord engel, of dan in Grieks angelos beteken. Dit beteken boodskapper. En ons verwar nie profete met engele nie, maar ons is bewus dat beide boodskappers is. Hierdie beginsel word weer in die openingsverse van Openbaring bevestig. Die openbaring wat deur Jesus Christus gegee word, word uitdruklik vir sy dienaars gegee. Hoe dit gestel word is belangrik. Dit vertel ons, openbaring is nie vermaak nie, openbaring is nie bespiegeling nie, maar openbaring is onderrig of lering wat bedoel is vir diegene wat in verbond met God staan. Om profesie te verstaan, veronderstel dus knegskap as 'n gegewe. As openbaring aan diensknegte gegee word, moet vertolking met nederigheid en dissipline benader word. Dit het twee implikasies tot gevolg. 1. Nie alle vertolkings het dieselfde gesag nie. En 2. Nie elke selfversekerde stem praat vanuit 'n posisie van verbondsdiensknegskap nie. Dit is nie 'n oordeel van persoonlike geloof, opregtheid of intelligensie nie. Dit is 'n erkenning van Bybelse orde. Die onderwerp van knegskap, wat dit kwalifiseer, wat dit diskwalifiseer en hoe dit getoets word, is omvattend. Dit verdien eintlik noukeurige en toegewyde studie. Vir die doel van hierdie reeks moet ons egter 'n praktiese beperking erken. Ons fokus bly profesie. Knegskap, of soms vertaal as diensbaarheid, bied die raamwerk, nie die ompad nie. Hierdie onderwerp is so omvattend dat dit dalk in die toekoms 'n toegewyde episode of reeks mag benodig om dit onder die knie te kry. Ons het nou 3 noodsaaklike fondamente gevestig. Die waarheid
kan verdraai word, vervalsing word verwag en God kommunikeer deur sy diensknegte binne die verbond. Dit bring ons by 'n sensitiewe, maar onvermydelike vraag. Wie is die volk van God vandag? Daardie vraag en hoe om dit noukeurig, skriftelik en sonder aanstoot te benader, sal volgende aangespreek word. Ek waardeer die tyd wat julle saam met my spandeer en sien uit na ons volgende tydsaal. Soos altyd, klik die duimpie as u van hierdie episode hou, sluit aan as u kan en stuur dit aan na u vriende, sodat die boodskap kan versprei. Ek groet u in die naam van Jesus Christus en God se rykste seën vir u.